Baie welkom aan die strijders van Vader Yahweh, oorkant die riviere van Kus. Die nuwe jaar is mooi op 'n gelop. In Januarie met die twee gesigte het nou al gesneuwel. En ons is nou met Februarie besig, wie die ou ook al is, maak nie saak nie. Dis nie ons kalender nie. Dis ou Gregory se kalender. Maar ons leef in Vader Yahweh se dae. Elke dag wat oor ons breek, is sy dag. En ons loof hom daarvoor. Ek kan die skrifte oopmaak by Jesaja 3. Ons tema vanmôre is verbondsontrouheid. Nou, ontrouheid is 'n vreeslike ding. As ons so bietjie mensliker wys vir u wil uitwys, kan jy net kyk na huwelike. As daar ontrou is in 'n huwelik, is daar chaos. Hartseer, trane, verwyte, oorlogvoering. Noem net dit op. Dit is wat daar gebeur. Nou stel jou voor, Vader sluit 'n verbond met sy volk. Sy volk sê amen op hierdie verbond. Dan bly hulle nie by die verbond nie. Nou in hierdie land waar u en ek bly, is ons in die moeilikheid, want Vader het vir ons 'n geleentheid gegee om in die verbond terug te kom. Want by 16 Desember 1838 het ons 'n gelofte afgelê. Om wat? Om binne die verbond te leef. En ons het nooit hierdie gelofte nagekom. Dit beteken, almal van ons sit vanmôre in hierdie mate in verbondsontrouheid. Ek verduidelik. Nou, ons kyk gedurig na wat die wêreld doen. En dan sê ons, die wêreld doen dit, en ons hou nie daarvan, en ons hou nie daarvan, en ons hou nie van die besigheid nie, en dis 'n stinkbesigheid, ons wil daar niks mee te maak hê nie. Dis wat ons doen. Maar ons verstaan nie eers, dat ons, jy en ek, kan hierdie toestand nie 'n millimeter verander nie. En Vader gaan dit ook nie 'n millimeter verander nie. Hoekom? Want ons is in verbondsontrouheid. Ons is ontrou aan sy verbond. En jy kan nou van my woes kwaad word, net soos wat jy wil, gee die 'n flinter om nie. Ek sê vanmôre vir u, ons moeilikheid is, ons is buite die verbond. Want jy moet hierdie skrifte gaan vat en gaan kyk, wat sê Vader, as ons binne in die verbond is. Sê hy nie, ek sal die nasies voor jou uit wegjaag nie. Het hy nie so gesê nie. Het hy nie gesê, ek sal julle seën nie. Het hy nie gesê, alles wat aan julle hande raak, sal ek seën nie. Het hy nie so gesê nie. Maar hier sit ons vanmôre, en ons het nie die seëninge nie, ons het nie die beskerming nie, ons word vertrap en vervloek en verjaag en verarm. Maar dis hulle, dis nooit ons nie, dis ons. Daarom moet ons met mekaar reguit praat. Julle is die terugroeptes wat vanmôre gestuur word. Hierdie volk is kwaad vir hulle, terwyl hulle buite die verbond is. En ons gaan dit mooi uitlig. Kom ons lees met mekaar saam. Jesaja 3 vers 1. Kom ons lees. Want kyk, Vader Yahweh van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stut en die steen, elke stut van brood en elke stut van water. Kom ons lees aan. Die helde of die held en die krygsman, die regter en die profeet en die waarsêer en die oudste. U hoor nie wat sê Vader nie. Vader sê, ek gaan gebrek oor julle uitroep.
Julle gaan nie regters hê nie, julle gaan nie meer profete hê nie, julle gaan nie waarsêers hê nie. Julle gaan nie meer helde hê nie, julle gaan nie krygsmande hê nie, julle gaan nie regters hê nie. Die brood en die water word in Suid-Afrika 'n toenemende probleem. Dis 'n profesie wat reg voor ons oë in vervulling gaan. Maar dis nie al nie, geliefdes, want u word nou daarmee gelaai. U het nou met 'n leë magasyn hier aangekom en ons gaan hierdie magasyn vanmôre vir jou lekker styf vol prop. Al wat jy moet doen is, jy gaan na buite toe, korrel mooi en trek die sneller. Want dit is tyd dat ons met hierdie volk praat uit die hart van Vader nie. Nie gedryf deur politieke nood nie. Nie gedryf oor al die gemors wat hier aangaan nie. Gedryf deur die krag van sy gees. Amen. Nou kom ons kyk. Die eerste teken van tug is die teken dat ons buite die verbond is. Nou luister mooi. Luister mooi. Die eerste teken van tug is dat Vader Jahwe die volk se steun en beskerming wegneem. Dis die eerste teken. Maar dis die teken dat ons buite die verbond is. Sê net vanmôre vir my, is ons sonder Vader se steun en sonder sy beskerming oor kan die riviere van kus. En ek wil nie net daaroor praat nie. Gaan kyk na die Jakobshuis wat in die westerse lande is. Hulle sit in die presies dieselfde toestand as jy en ek vanmôre. So Vader praat vanmôre met Jakob, waar sy ook al op die planeet is. Die plek is buite die verbond. Hierdie profesie sê ons is buite die verbond. Nou kom ons kyk. Kom ons kyk. Brood en water, voorspoed en stabiliteit verdwyn. Sê vir my. Sê vir my hoe lyk dit hier buite? Sien jy dit nie gebeur nie? Sien jy die werklikheid en die realiteit van hierdie profesie reg voor u oë nie? Waar is die voorspoed? U sukkel om siel en liggaam aan mekaar te hou. Vader sê ek sal jou die kop van die nasies maak, maar ons is lankal nie meer daar nie. Ons is die stert van die nasies. Hoekom? Ons is buite die verbond. Kan ek so 'n bietjie iets bysny? Besnydenis is nie die teken nie. Besnydenis bring jou nie terug in die verbond nie. Sabbate bring jou nie daar nie. Feeste hou nie. Dis herinneringe dat jy binne in die verbond moet wees. Maar dit is nie die verbond nie. Wat is die verbond? Hy het 'n naam, hierdie verbond het 'n naam. En hierdie naam is Jod-Heh-Woh-Heh. Vader Jahwe is die verbond. Amen. So ons moet mekaar ergens vind hierso. Die volk voel die las van tekorte en verwarrings. Sê vir my. Wat gebeur in hierdie tyd? Ons leef in 'n tyd van tekorte. Is dit nie? En die verwarring word al groter. Is dit nie? Maar kan ons nie vanmôre net besluit dat Vader, dankie, dat U ons dit laat sien. Want daardeur waarsku U vir ons dat ons buite die verbond is. Ek gaan vanmôre vir U 'n vraag vra. Is jy bereid om saam met my oor te skuif en Vader te vertrou met die besigheid hier buite? Is jy bereid om dit te doen? Maar dan moet ons dit doen binne in die verbondstruktuur. Ons kan nie ons eie goedjies hier begin sê nie. Ons skuif oor binne in die verbondstruktuur. En die oomblik wanneer ons die kant toe gaan, gaan hier 'n ontwaking kom. Hier gaan 'n herstel van die volk plaasvind. U besef nie hoe kosbaar u is nie. Dankie tog dat u nie lidmate is nie. Dankie dat u nie 'n ingeskrewe lid van 'n godsdienstige klap is nie. Maar ek loof en prys Vader
dat hier sit as seuns en dogters van die lewende Vader. En ons moet uit daardie ene weg. Dit is 'n profetiese waarskuwing. Wanneer die volk in verbondsontrouheid is, neem Vader alles weg wat haar dra. Kan ek dit weer sê? Wanneer jy in verbondsontrouw leef, dan neem Vader alles weg wat jou dra. Laat dit insink. Kom ek verduidelik. Hierdie volk, 1 miljoen kindertjies van hierdie volk, is vanmôre in plakkerskampe. Die volk van môre word met broodgebrek groot, flenterkleertjies, kaalvoet, met dowwe oë. Maar ons raas oor politiek. Ons word nie die volk binne die verbond nie. Vader het gesê, omdat jy my verwerp het, sal ek ook jou kinders verwerp. Dis 'n fisiese werklikheid. Hier sit ons. Maar u moenie aangekla voel nie. U is besig om die magasyne te laai, nie waar nie? Want ons moet hier vreesloos uitgaan na buite toe en vir mense sê, verstaan jy wat hier aan? Sien jy wat hier aangaan? Ja, weet jy hoekom is dit so? Hier is die antwoord. Ons moet ons mense toelig. Daar's nie 'n ander pad nie. Godsdiens gaan ons nêrens bring nie. Godsdiens het ons in hierdie moeilikheid waar ons vanmôre is. Nou, die volgende een is 'n skrik, maar hy's net so naby aan die werklikheid dat 'n mens eintlik opskrik daarvan. Die volgende ene wat Vader doen is swak leierskap wat verwarring skep. Swak leierskap wat verwarring skep. Nou kom ons kyk net vinnig daar. Jesaja 3 vers 4. Die Bybel is daar oop, kom ons lees saam. Ek sal seuns hulle vorste maak en moedswilliges sal oor hulle heers. Kom nou. Praat 'n bietjie met my saam. Sê net vir my. Seuns bedoel nie seentjies nie. In Bybelse simboliek beteken dit onbekwames. Nou kom ons lees dit nou reg. Hier staan hy. En ek sal onbekwames hulle vorste maak. My dierbare volk, sien jy nie hierdie profesie in vervulling nie? Hier is onbekwames wat vorste geword het oor boervolk. Hier sit hy. En moedswilliges sal oor hulle heers. Ek hoef u nie in detail in te lig oor hierdie ene nie. Maar kan u sien dat ons het klaar nou weer verloor, ons het die punt verloor. Vader straf ons met hierdie goed om vir ons te wys ons is buite die verbond. Dis die rede hoekom ons pak kry. Maar hoor ons reg. Nou kom ons lees verder. Vers 5. En hierdie een is so 'n werklikheid onder hierdie boervolk dat 'n mens daaroor aan die huil kan gaan. Maar hierdie vers 5 is aktief onder almal van ons wat bely dat ons Israeliete is. Hierdie vers 5. Kom ons hoor. En die mense sal mekaar verdruk. Man teen man. En die een teen die ander. Die seun sal die grysaard. Die veragtelike sal die agbare stormloop. Natuurlik is ons stil vanmôre. Want skielik kyk ons deur Vader se oog na hierdie toestand en ons sien
Dit wat in ons land tans gebeur, is presies wat hy in Jesaja se tyd geprofeteer het. Nou luister mooi. Maleagi 3 vers 6. Luister mooi, jy kan hom gaan lees, maar luister mooi, ken hom uit my kop uit. Hy sê, ek, Vader Jahwe, het nie verander nie. Het jy mooi gehoor? Hy is vanmôre op die troon nog net wie hy is. Hy het nog nie verander nie. Dit beteken, die verbond het nie verander nie. Weet jy wat is die probleem? Ons verstaan nie die ander deel van die teks nie. En julle, kinders van Jakob, is nie vernietig nie. Maar ons hoor dit nie. Maar waar is die kinders van Jakob? Buite die verbond. En of jy nou in Suid-Afrika is, en of jy in Londen sit, en of jy nou enige plek in die westerse wêreld sit, dieselfde geld. Dieselfde profesie is aan die gang. Hulle word oorstroom, onbekwames word hulle vorste. Die regters word weggeneem. Dis 'n belaglike besigheid wat aan die gang is. En nog hoor die huis van Jakob nie. Vader het nie nodig om in woede te ontvlam nie. Hy stuur net die tugtiging in. Totdat iemand begin besluit, maar die rede hoekom ons in hierdie toestand is dat ons leef buite die verbond. Geliefdes, wanneer Vader sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en jy doen dit nie, is jy buite die verbond. As hy sê, jy moet my lief hê met jou hele hart en jou hele verstand en jou hele siel en met al jou krag, en jy doen dit nie, dan is jy buite die verbond. En as jy buite die verbond is jy binne in hierdie vervloeking wat jy buite aan die gang is. Maak nie saak waar op die planeet jy is nie. Die plek behoort aan Vader Jahwe. Nou hier kom die ding. Ek sal seuns oor hulle aanstel en kinders sal oor hulle heers. My genade, dis nie wat hy sê nie. As jy nou 'n 10-jarige seentjie president maak van Suid-Afrika, sê jy dan 'n gawe gemors sien. Maar dis wat tans die geval is. Nie. Okay. En wat nou van hierdie een? Wat nou van hierdie een? Kinders sal oor hulle heers. Sit 'n klomp graad eentjies in die parlement. Graad eentjies op die regsbank. Graad eentjies is regters, graad eentjies is advokate en prokureurs. U hoor nie wat sê Vader nie. Hy sê ek gaan julle straf met onbekwames, met moedswilliges. Ek hoef nie vanmôre name te noem nie, maar julle het 'n broer wat vanmôre in die gemeente sit wat binne in justisie is. Gaan vra vir hom, hoe lyk die bekwaamheid? Gaan vra vir hom, hoe dik loop die moedswilligheid? Ek probeer vir u sê, hierdie tekens sê vir jou en vir my en vir hierdie kosbare volk hier buite, ons is buite die verbond. So wie se verantwoordelik is dit nou? Is dit Vader se nou? Nee. Ek onthou, as pa jou so warm maak van die agterkant af, en my oorlede pa het altyd gesê, 'n kind se ore sak af tot op sy boude. En dan met jy hulle hap looi, dan besluit die ore om terug te gaan na hulle plek toe. En dan sê die ore vir die mond, praat. Dan praat die mond, ek sal nooit weer nie. Kom aan, moet nou nie vir my sit en lag nie. U weet dit so. Maar hier is die antwoord. Vader gee ons pak vanmôre, omdat sy lieflinge buite sy verbond leef en funksioneer. Wanneer gaan ons sê, ons sal nooit weer nie? Wanneer?
Ons gaan aanhou om godsdienst te hou. En ek kan nou 'n lelike ding vanmôre sê, as jy buite die verbond bid, is jou gebed waardeloos. Die skrif sê, hy luister nie. Hy sê selfs hulle gebede is vir my 'n gruwel. Dit my skrik gemaak. Ek pleit vanmôre by u. Ons het 'n groot werk om te doen. Hou op om godsdienststudente te wees. Wees studente van Vader Jahwe se lewe. Word passievol. Dis 'n volkie buite wat nie weet dit gaan so nie. Hulle lees nie die skrifte nie. En tog is daar ergens 'n ontwaking onder die jonger generasie, sien ek. En my hart is in 'n beklemming. Want hierdie ouens wil dit met die vleeslike arm gaan doen, sonder om terug te keer in die verbond. Dit is die probleem. Ons het baie werk om te doen. Dit beeld 'n tyd uit. Hierdie kinders beeld 'n tyd uit waarin Vader se volk aan swak, onvolwasse en onbekwame leiers oorgegee sal word. Nou ek vra net vanmôre vir u weer eens. Wanneer u kyk na die praktyk hier buite, die realiteit is, dit is so. Hierdie onbekwames het 'n eerste wêreldland op 'n skinkbord ontvang. Hulle het hom voor ons oë afgetakel. Dis vir hulle kwaad. Vader het gesê, ek gaan hierdie onbekwames oor julle aanstel. Nou is vir hulle kwaad. Maar ons hoor nie wat sê Vader nie. Vader sê die rede hoekom ek dit gedoen het, is julle leef buite die verbond. Julle is vol twak. My woorde, nie syne nie. Ons het goedjies man, elke dag van ons lewe. Ons het nie hierdie warm respek en deernis vir mekaar nie. Wat 'n getuienis daarvan is dat ons die seuns en dogters van Vader Jahwe binne in die verbond is nie. Ons hap en knaag en belieg en besteel en beskinder mekaar. Terwyl die onbekwames en die moedswilliges ons heersers geword het. Wat 'n toestand. Wat 'n toestand. Nou goed. Dit dui op 'n omkering van orde en gesag. Al hierdie profetiese punte wat ek vir u genoem het, wys vir ons, Vader het orde en gesag omgekeer. Das hy. Weereens, totdat jy mooi hoor vanmôre, omdat ons buite die verbond is. Dit is baie interessant, as jy in die oop veld is, en daar sak 'n haalby uit, 'n gawe haalby, is die eerste ding wat jy doen, is jy naal hom onder 'n boom te kom, of jy naal hom onder 'n afdak te kom. Nie waar nie. Nou kom ons noem dit vanmôre. Hierdie tigtinge van Vader is soos 'n storthaalby. Hoekom hardop ons nie terug verbond toe nie? Hoekom nie? Wat verhinder ons vanmôre? Ja, maar ek is vuil. Ek is ook vuil. Maar Vader sê, kom, ek sal jou was. Kom. Kom man, kom. Kom ons los hierdie goed man. Kom ons keer terug na Vader Jahwe en sy verbond. En dan aanskou ons, hoe herstel hy hierdie volk voor ons oë. Ek vertrou hom met my lewe daarvoor. Wanneer die volk in verbondsontrou leef, kom tug in die vorm van swak leierskap en gemeenskapsverval. Hoor jy dit? Swak leierskap en gemeenskapsverval. Ek gaan 'n sleg ding sê vanmôre, maar gaan hom sê. Die wit mense bestuur in hierdie land al net soos taxi-drywers.
Hulle stop nêrens nie. Geen respek nie, geen orde nie, geen niks nie. Wat het gebeur? Dit het by 1 Samuel 8 begin, want ons wil 'n koning hê soos die nasies. En hierdie koning het ons loop maak soos die nasies, waarvan Vader gesê het, sluit met hulle nie 'n verbond tot in ewigheid nie. Hier sit ons nou vanmôre. Respek verdwyn. Ordes omgekeer. En weet jy wat is die ergste? Die interne verdeeldheid binne in hierdie volk wat daar uit mekaar uitskeer. Wat wou jy gehad het vanmôre? 'n heuningkwas preekie. Dan gaan jy uit met 'n leë magasyn. Hier is ons laai die magasyn. Want nou gaan jy nie politiek praat nie, jy gaan verbond praat. Jy gaan Vader praat, jy gaan orde praat, jy gaan heerlikheid praat. Dis 'n teken dat Vader sy volk roep om terug te keer na verbondstrou. Nou dis die volgende een. Verbondstrou doen nie die volgende nie. Jesaja 1 vers 13. Verbondstrou doen nie die volgende dinge nie. Hoor wat sê Vader. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. So die offergawes word in die kerk ingesamel en die kerk moet sorg dat jy in die hemel kom. Dis skynheiligheid. Om die eenvoudige rede dat Vader nooit gesê het ons gaan hemel toe nie. Hy het gesê hy kom terug hiernatoe. Kan ek 'n amen kry? Nou natuurlik. So dis 'n skynheilige ding, nie waar nie. Sien nie die realiteite van die goed. Nou goed, kom ons kyk verder. Gruwelike reukwerk is dit. Vader sê dit stink. Ek weet nie hoe ryk dit vir Vader nie, maar as hy sê dis 'n gruwelike reukwerk, dan beteken dit ek neem aan dit stink vir hom. Dit skok 'n mens, is dit nie waar nie? Maar asseblief, ons lieflinge, ons medeboervolkers hier buite, weet nie dis so nie. Want almal is jou naaste. Moenie op hulle neerkyk nie. Hulle is in die vuur, man. En net julle kan hulle uithaal. Met die krag en die wysheid van Vader Jahwe se Gees. Ons hoef nie skaam te wees hieroor nie. Hy is aan ons kant wanneer ons sy woord bedien. Hy sê, nuwe maande en sabbate en die uitroep van samekomste. Hy sê, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Nou hoor nou mooi. Ons hou feeste terwyl ons in ongeregtigheid is. Ons hou feeste terwyl ons buite die verbond is. Dit klop net nie. Kom ek sê ietsie vanmôre. Ons moet op 'n plek aankom waar ons oor twee goed moet besluit. Is Vader Jahwe die skepper van die hemel en die aarde en die Vader van Israel? Is dit? Goed, is ons wat vanmôre hier sit, gebore uit die huis van Jakob? As ons oor hierdie twee saamstem, dan is ons op koers. Dan beteken dit, ons bely teenoor mekaar presies dieselfde dinge. Nou binne in die huis, is daar ouens wat van kool hou, en daar's ander ouens wat nie van kool hou nie. En daar's ouens wat van aardappels hou, en ander nie van aardappels hou nie. Party hou van botter op die pap, en ander hou van sous op die pap, en so aan. En kom ons sê vanmôre van mekaar iets. Leef jou diversiteit toe. Leef hom. Leef hom. As jy jou wil laat besny, besny jouself. Vat net die verantwoordelikheid daarvoor. Want as jy jou besny, moet jy die hele wet onderhou. Jy moet. En as jy tosseltjies wil dra, dra dit.
En as jy wil Saterdag Sabbat of Woensdag Sabbat of Donderdag, maak jy doen dit. Maar luister nou, vat verantwoordelikheid. Want Vader Jahwe het gesê, julle moet my lief hê. Maar wanneer jy met my twis oor hierdie goedjies, dan het jy my nie meer lief nie, dan beteken dit, jy het Vader Jahwe ook nie lief nie. Ek glimlag altyd as ek met die manne oor die rokery praat. Jy, hoekom rook jy hierdie sekere sigaret? As jy, ek hou daarvan. Ek sê, maar dit is alles twak. Brand dieselfde, selfde nikotien. Nee, maar hierdie soort se smaak is vir my lekker. Ek hou nie van daai nie. Maar daai ou sê nee twak man, jy praat oor ek rook daai goed, hy's vir my baie lekker. Nou beklei hierdie ouens oor twak. Se smaak. Maar ek probeer vir u net wys vanmôre. Die volk twis en pruttel oor goedjies wat die heerlikheid van Vader aantas. Ons twis met mekaar, ons kan mekaar nie respekteer nie, ons kan mekaar nie lief hê nie, ons kan nie met deernis aan mekaar dink nie. Gedurig maak ons byle skerp. Vader sê, omdat julle buite die verbond is, sal ek hierdie verdeeldheid onder julle laat ontbrand. Hier sit ons nou. Nou wanneer gaan ons 'n mooi gesamentlike besluit hieroor neem? Vader Jahwe se tug is nie vernietigend nie. Jou pa jou 'n pak slaag gee, het hy nooit 'n gedagte om jou dood te slaan nie. Alhoewel dit voel partykeer so. Maar hy wil jou nie doodslaan nie, hy wil jou net daaraan herinner. Kyk, luister, jy is op 'n gevaarlike pad. En almal van ons wat vanmôre hier sit, het so groot geword. Ons onthou elke pak slaag en ook hoekom ons daai pak slaag gekry het. Nie waar nie? Moenie sit en lieg nie. Dit is so. Nou tugtig Vader ons. Nou weet ons nie hoekom tugtig hy ons nie. Dis kommen, K-O met 'n kappietjie op. M-M-I-N, kommen. Ons moet nie daar wees nie. Kom ons wees hierdie passie mense. Hierdie teruggeroep is. Hierdie passievolle gestuurdes. Ons het 'n boodskap vir hierdie volk. Kan ek halleluja kry? Het ons 'n boodskap? Natuurlik het ons een. Nou ja toe. Die volk moet haar ritueeltjies neerlê en haar hart vasmaak aan Vader Jahwe en sy verbond. Net dit. Net dit. Ons het nodig om vir 'n nuwe woordjie te leer, eskatologie, beteken in die toekoms. Nou Jesaja het 'n toekomende boodskap gelewer vir die geslagte. Nou kom ek beduie vanmôre weer. Jesaja 2 vers 12. Bly gou, jy kan toe is baie naby. Jesaja 2 verse 12. Nou lees saam met my wat staan daar geskrywe. Want 'n dag is daar vir Vader Jahwe van die leerskare. Dit praat in die toekoms in oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. Nou, u moet nou verstaan, ons is nou almal besig om na hierdie dag toe aan te beweeg. En op daardie dag gaan 'n paar goedjies gebeur waarvan jy en ek niks van gaan hou nie. Dis 'n dag van vernedering. Waarom? Omdat 'n volk vir geslagte lank jubelend buite Vader se verbond leef, sy kinders daar groot maak, buite die verbond oorloë voer, vernietiging saai, onder mekaar oorloë voer, haat en twis en partyskappe. Alles tekens dat ons hom nie liefhet nie. En sy dag kom. Hy kom. Nou, die huidige tug
is 'n voorsmaak van die dag van Vader Jahwe wat kom. Hierdie wat ons nou beleef, hierdie vernedering, is net 'n voorsmaakie. Ek is so dankbaar, jy luister intens vanmôre, hierdie verbondsvolk, wat hier buite so rondloop in hoogmoed, en wat in verbondsontrouheid leef. Die boek sê, sal geoordeel word. Nie ek nie. Jy wil nou vir my kwaad wees, reg, maar eintlik is jy kwaad vir Vader Jahwe, omdat hy jou met sy vinger aangeraak het. Wat is bekering? Ek hoor Jesaja 1:18 sê, al was jou sonde soos skarlaken, kom, ek sal jou was so wit soos sneeu. Ek verstaan die Vader se genade is om my te groot. Die boervolk moet besef, haar toestand waarin sy is 'n profetiese teken van 'n naderende oordeel. Geliefdes, kom ons praat in slotte net vandag met mekaar hieroor. Hoe is dit moontlik dat Vader laat 'n volk gebore word presies binne in die profetiese tydlyn? En hy het 2000, 3000 jaar gelede sy raadsbesluit aangekondig. Hy het gesê, van oorkant die riviere van kus vandaan sal my aanbidders my offer bring. 3000 jaar gelede. En waaragtig, hier is ons vanmôre, en ons sukkel om sy aanbidders te wees. Hoe aanbid jy hom? Jy keer terug na die verbond. Jy leef binne in die verbond. Dis maklik. Dis goddelik. Dis magtig. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan handel Vader met die plek hier buite. Prys sy kosbare naam. Die woord is duidelik. Ten slotte, die boervolk is 'n verbondsvolk. Nee, die boervolk is deel van die verbondsvolk. Halleluja. Dat reg? Daar's hy. En nou sien ek maar net daar in Engeland, hulle het 'n groter probleem as ons in Suid-Afrika. Ons sien dit in Frankryk, ons sien dit oral. So Jakob is in die moeilikheid op die planeet, omdat sy buite die verbond is. Maar Vader sal 'n Engelsman stuur en hy sal 'n Duitser stuur en sal 'n Fransman stuur, prys sy naam. Maar hierdie Jakobs huis sal hoor. Die boek sê so. Halleluja. Nou sê, haar volkskap is dus vas. Dit kan nie verander nie. Maar weet jy wat is haar probleem? Haar geestelike toestand is in flarde. Dit is die probleem. Dit is die probleem. Sê nou net vir my. As ek nou vir my oom klein nekkie uitsteek vanmôre en vir u sê, Vader sê, ek sal onbekwames oor julle aanstel. Dan beteken dit, hy sal ook manne wat die Bybel moet hanteer, ook onbekwaam aanstel. Ek sukkel. Jeremia 3 vers 15. Jeremia 3 verse 15. Dis my laaste teksversie van die dag en baie dankie dat jy na my geluister het, so op die eerste dag van Februarie 2026. Hoor hoe kosbaar sê Vader vir Jeremia. Jeremia 3:15. Hy sê Jeremia, gaan sê vir hierdie volk, ek sal aan julle gee herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. Halleluja. My pleitroep vanmôre, en wat hier is, en wat na hierdie materiaal kyk, Vader sê, keer terug na die verbond,
Want daar gaan ek vir julle herders gee met kennis en verstand. Ek dank u.